Ons is besig met 'n reeksie oor hoe om God se stem te hoor. En dit wat ons hier doen is nie veronderstel om godsdiens, tradisie, 'n gewoonte te wees nie. Hierdie is veronderstel ek moet kom met 'n verwagting om 'n ontmoeting met die Here te hê. Ek moet kom met 'n verwagting om God se stem te hoor en hom te beleef en te ervaar. As ek in die oggende my woord en my Bybel oopmaak, dan doen ek dit nie sodat ja, dissipline is deel daarvan, maar dis nie die primêre fokus nie. Die fokus is sodat ek God se stem kan hoor, sodat die Here met my kan praat en kan beleef en kan ervaar. Sommige net 'n storieetjie wat ek al met julle gedeel het uit my eie lewe uit, so 'n bietjie meer as 11 jaar terug, het ons eintlik nie ver van hierdie gebou afgebly, van hierdie gemeente afgebly nie. Ons het net hier in Helena straat gebly. En ons het bure langs ons gehad. Hulle het op 'n stadium met hulle garage vir die pa het hulle omskep in 'n wooneenheid. Die pa is toe nou oorlede en toe later toe trek daar nou so 'n paar ander rakkertjies daarin. Maar hulle het die gewoonte gehad om so op 'n Vrydagmiddag hier van 3 uur, 4 uur af, dan val daai galopsoppies en dan is dit gewoonlik net so 'n uur of 2. Kyk, jy weet, as daai galopsoppies begin inskop, nee, dan is jy mos sterk en onsigbaar en slim, en as jy in 'n kroeg is en jy's besig om daar te drink, al die lelike meisies gaan huis toe, is net die mooies wat oorbly. Jong, maar kyk, ek vir jou sê, en dan begin hulle mekaar vloek en skel en skree. Nou ons woonkamer, die garage wooneenheid was hier gewees. Ons sitkamer was heeltemal aan die ander kant van die erf gewees, heeltemal aan die ander kant. Maar laat hulle mekaar so vloek en skel vir 6 ure aan mekaar tot hier so 11 uur, 12 uur in die aand. Ek het in my hele lewe nog nie soveel vloekwoorde in een sin gehoor nie en vir soveel ure aan mekaar nie. Nou ja, toe, jy weet so, ons het nou maar mooi gepraat en bietjie gesels daaroor, maar op 'n stadium sê ek en Eloise vir mekaar, luister, nee, kyk, ek dink ons gaan maar met trek. En so ons het nou maar so begin dink en bid daaroor. Een oggend staan die ma nie op, sy is nog in die laerskool, is net so voor sy hoërskool toe gaan. Sy sê, "Haai mamma," sy staan daar aan die kombuis. Sy sê, "Mamma sal nie glo nie, maar ek het gedroom ons trek." Maar ek en Eloise is so, kyk ons in mekaar, ons het niks gesê nie, ons het mekaar net so gekyk. Anyway, my persoonlike vrou begin toe met haar, ons gaan nou vir ons 'n huisie soek. Albei die kinders het op die ouene toe besluit, hulle wil Monnas toe gaan. Ek was aanvanklik nou vir wat, waar my 2 dogters na 'n rugby skool toe gaan. Maar anyway, hulle was baie gelukkig op die skool. Dis nie net 'n rugby skool nie, sterk akademies, sterk met die kultuur. Maar anyway, dit is nie hier om skole te bemark nie. Hulle was baie gelukkig daar by die skool. En ons het maar altyd gevoel, jy weet, die beste skool is die naaste skool, maar nou ja, ons begin toe nou 'n huis soek. My persoonlike vrou het op die ou ende na 73 huise gaan kyk. Ons is naderhand in die oggend in die kar. Ek was so by 15 van die huise gewees. Jy weet, toe sê ek kan nie meer nie, kaptein. Ja. Anyway, ek en die kinders is in die oggende, is ons op 'n punt. Elke oggend het ek vir die kinders by die skool gaan aflaai. As ons so skool toe ry, dan bid ons nou maar eers so 'n bietjie saam in die kar en dan bid ons almal, Here, help net vir mamma om 'n huis te kry. Jong, en naderhand is ons nou almal al bietjie dik en keelvol en daar's so 'n huis in Rodekans, vreeslike mooi moderne huis, is so 95% klaar gebou. Eers en ek druk haar, ek sê nee, kom ons sit 'n aanbod in op die huis. Ons sit 'n aanbod in op die huis. En die ou sê, nee, hy kan nie die aanbod aanvaar nie, hy het 'n kontant offer. Ek dink, ja, right. My naam is Pieter die Paas, jy weet. Ek dink, maar moenie worry nie, papi. Ek het 'n verbintenis met hoofkantoor. En vir jou gaan ek bid. En daar's nie baie goeders wat ek goed kan doen nie, maar bid kan ek. En vir jou gaan ek bid tot jy die lig sien. En ek trek los, my maat. In die oggend as ek wakker word, dan bid ek vir hierdie ou. En dan so deur die dag as ek onthou, dan bid ek vir hierdie ou. In die aande as ek koekiepoets klaar gaar gedaan, as ek my kop so op daai kussing neersit, net so voor ek vir 'n laaste keer daarna La La Land toe gaan, dan bid ek eers weer vir hierdie ou, dat hy nou net die lig sal sien en sal bykom. Jong, maar ek bid vir hierdie ou. Maar ek so sin bid, papi. Julle verstaan nie. Julle gaan nou hoor hoe het ek gebid.
Anyway, en die een aand is ek weer so klaar, gaar gedaan, Eloise is al in La La Land, ek so besig om my kop so op daai kussing te sit, maar so vir die laaste keer so, help my daai ou om net bietjie by te kom. En die volgende oomblik hoor ek, hierdie is nie jou huis nie. Jesus, maar ek is soos 'n nigter wakker. En ek sit kietsreg op in daai bed en ek dink, wie die Joos het nou met my gepraat, jy weet. Maar ek het geweet, laat ek weet, dis die Here wat met my gepraat het. En nou sit ek wakker, jy weet, nou sit ek daar met my oë so stokstyf. En dan begin ek nou dink, was dit die duiwel wat met my gepraat het? Of was dit die Here wat met my gepraat het? En so begin my gedagtes toe nou 'n bietjie met my weghardloop. Maar op die ou einde, ons bly nou 11 jaar daar in Kreersdorp. En ek moet sê, as ons daai huis sou gekry het, dit sou glad nie vir ons lewenstyl gewerk het nie. In die huis waarin ons nou bly, het ons 'n gedeelte waar daar 'n studeerkamer is en 'n sitkamer is waar ek mense kan sien in die aande as dit nodig is en dit interfereer nie met die gesinslewe nie en die kombuis en die leefareas aan die ander kant en die kamers is daar onder aan die ander kant en die huis het nog steeds briljant gewerk vir ons lewenstyl en die Here het op die einde baie beter geweet en ek moet sê, ons bly verskriklik lekker waar ons bly en die Here het beter geweet. Ek gaan dit herhaal so aan die begin en aan die einde van die diens. Ons het in hierdie reeks het ons vir mekaar gesê, onthou nou as God met jou praat, as 'n reël. Ek meen hier's Paulus, hy ry op sy perd, hy is op pad Damaskus toe, hy gaan hierdie vervloekte Christene, gaat hy in die tronk stop, slaat daar 'n lig uit die hemel uit, klap hom van sy perd af, hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? As 'n reël, 99,99 keer praat die Here nie so nie. As 'n reël het ons vir mekaar gesê, praat hy sag. Onthou nou, ons het verlede week het ons gepraat oor Elia wat daar op die berg staan, kom maar 'n rukwind verby, die Here was nie in die rukwind nie. Kom maar 'n vuur verby, die Here is nie in die vuur nie. Slaas so 'n aardbewing, die Here is nie in die aardbewing nie. En toe is daar 'n sagte fluistering in die aandstilte en daar die Here gepraat. So as 'n reël praat die Here sag. En dan wil ek sommer nou gou vir jou sê, leer nou uit my foute uit. Die eerste ding wat jy so hoor in jou gemoed, daai stil, sagte stem, is gewoonlik die Here. Kan ek dit net gou weer sê? Die eerste ding wat jy hoor, is gewoonlik die Here. Daarna, onthou nou, ons het vir mekaar gesê, jy is gees, jy is siel, en dan het jy die vleisboksie wat ons kan sien. En as God praat, God is gees, hy praat met jou in jou gees, dis sag, jou gees herlei die boodskap na jou siel toe, jou siel gee dan aan jou liggaam 'n opdrag. Maar die eerste ding wat jy hoor, is gewoonlik die Here. Die tweede ding wat jy hoor, is gewoonlik jou gedagtes, en dan begin jou sielsdimensie inskop, en jy begin redeneer oor 'n ding, en dan is jy gewoonlik in die vlees. So toe ek daar in daai bed lê, en ek wonder, is dit die Here, toe daai sielsdimensie begin inskop, en ek het begin redeneer oor hierdie ding. Die eerste ding wat jy hoor, is die Here. So, die eerste ding wat ek hoor, is gewoonlik die Here. Okay, maar dit is nou belangrik, hoe toets ek, of God met my gepraat het? Ek weet kommunikasie gewys gee ek nou vir julle hopeloos te veel punte, so ek neem maar gou 'n fotootjie of skryf dit gou neer verkieslik laat jy dit neerskryf. Wat jy sien, wat jy hoor en wat jy skryf, gaan jy baie vinniger onthou as wat jy nou net 'n fotootjie van jou foon afneem. Okay, tweede prys. So maak maar gou 'n nota. Okay, die toets van die Bybel, die toets van God se karakter, die toets van wysheid, die toets van goddelike vriende, die toets van jou menswees en dan die toets van vrede. So vinnig, ek weet ek gee nou te veel punte, maar kom ons praat gou oor elkeen van hulle. So, hoe toets ek of God met my gepraat het? Toets nommer 1, die toets van die woord. As die Here met jou praat, is dit altyd in lyn met die woord. Hy gaan nooit ooit vir jou iets sê wat in teenstelling of in kontras of in opposisie met die woord is nie. Nou, ek bedoel nou nie om vir
vir Dani Botha nou te nak nie. Hy het al baie oor die jare het hy hier by ons opgetree, maar julle sal onthou verlede jaar, wat was die datum? Was dit September? 26 of 25 September of daar ergens, het hy nou mos gesê, die wegraping gaan plaasvind. Hoor jy, I kid you not, ek het ouens gehad wat van reg oor die wêreld my gebel het. En vir my gesê, het jy gehoor wat sê daai? Het jy gehoor? Is dit waar? Wat is jou opinie? En die eerste ou wat my gebel het, ek moet sê, tot my skaamte moet ek erken, ek het uitgebars van die lag. En die ouens het dit nou nie vreeslik vars ervaar nie. Ek het nou net vir myself gesê, ek moet dit seker nou net 'n bietjie meer diplomaties hanteer. Maar toe het ek nou net vir die ouens gesê, hoor jy, maar hy het iets gehoor. En ja, maar het jy 'n stukkie geluister wat hy gepraat het en het jy gekyk na wat hy gesê het? Nee, ek het nie nodig om daarna te kyk of te luister nie. Ek het nie nodig om aandag en tyd te mors daaraan nie, want Dani weet iets wat Jesus nie weet nie. Hy hoor so, ekskuus, maar die woord is duidelik. Ek gaan nie vir julle sê waar die versie staan nie, dis baie easy peasy om dit te kry. Sommer net so in een van daai eerste 4 boeke van die Nuwe Testament. Gaan lees dit. Ek het dit op skool gelees. Ek het nie nodig gehad om dit, ek onthou dit van die eerste keer, ek het hier in Start 7, het ek my hart vir die Here gegee, want ek die Nuwe Testament begin deurlees, as jy net daar so daai eerste boek Matteus lees, gaan soek dit, dan staan daar, nie eers Jesus weet wanneer hy terugkom nie. Dis nie eers aan Jesus geopenbaar wat die tyd is nie, so hoe sal hy nou weet? Sorry, so skies, ek kom nou baie sterk oor, ek kom nou, maar dit was nie die Here nie. En die tyd het nou gekom en gegaan, en nou, ons weet, wel die woord sê, dit was nie die Here nie. Die tyd het ons nou ook geleer, dit is nie die Here nie. En ons word ingesluk met, my woorde mooi kies, ons word ingesluk en meegesleer, omdat ons nie die woord ken nie. As jy in jou lewe Matteus al gelees het, en jy let net so bietjie op, dan dit staan daar, presies hoe dit gaan werk. En jy hoef nie meegesleer te word deur hierdie goed nie. So dit is so belangrik. Dit is belangrik. God gaan nie vir jou iets sê wat nie in lyn is met die woord nie. Maar ons ken nie die Bybel nie, ons lees nie die Bybel nie, ons oordink nie die woord nie, memoriseer nie die woord nie. En daarom weet ons ook nie of dit in lyn is met die Here nie, en daarom ontstel 'n klomp mense ons met 'n klomp goeters. Dis in die toets. En onthou nou, hier is nou 'n goeie voorbeeld van iemand wat sê hulle het iets van die Here gehoor, maar hulle het duidelik verkeerd gehoor. En daarom het ek nodig om te toets aan die woord. En hy het dalk gevoel, daar's 'n klomp goeters wat vir hom gesê word. Maar dan moet jy, as jy voel, dit is wat die Here vir jou sê, dan moet jy dit altyd gaan toets aan die woord. Baie belangrik. Right, so Markus 7 sê, thus making void the word of God by your traditions that you have handed down, and many such things. En baie mense, ons word groot met 'n sekere tradisie, met 'n sekere bril, en daai tradisies praat op die einde so hard, dat ons nie meer God se stem hoor nie. En God se tradisies, of die menslike tradisies wat ons het, kan nie nommer 1 in ons lewens wees nie. Die tradisies wat ons het in ons, waarmee ons groot geword het, ons moet dit altyd gaan toets aan die woord. Is dit in lyn met die woord? Is dit God se wil? Is dit God se hart? Hierdie gedeelte sê, ons tradisies steel die krag van God se woord in ons lewens. Joshua 1 sê, solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie, soos wat ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan.
Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag. Sorg dat jy dit alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. So, die praktiese vraag is dit wat ek, hierdie impression wat ek kry, hierdie stem wat ek hoor, hierdie leiding wat ek ervaar, die praktiese vraag is dit in lyn met God se openbaarde woord? En as dit die teenoorgestelde daarvan is, luister, Jesus kom terug. Hy het gesê, hy kom terug. Maar presies wanneer dit gebeur, sê Jesus self, hoorie, maar hy het op baie stadium het hy gesê, nee, hy weet nie, hy's nou in die hemel, hy weet nou presies. Maar is dit in lyn met God se openbare woord? Tweede gedagte, dit moet die toets van God se karakter moet dit deurstaan. Carrie Blyk vertel die storie, so is dit in lyn met hoe ons God ken en hoe hy so optree. Carrie Blyk vertel, sy pa was 'n polisieman gewees en nou, as jy nie die Here in jou lewe het nie, dan soek jy na maniere en jy soek na dinge om jou spanning en die stres wat jy het om dit te hanteer. Maar jy gaan soek dit op verkeerde plekke, verkeerde maniere, met verkeerde dinge, met verkeerde mense. En sy pa het hierdie polisie koffie so gedrink, en hy het geweldig gedrink om sy spanning te hanteer. En hy was aggressief en gewelddadig. En hy dikwels het hy die familie uitmekaar uitgeslaan. En yes, hy was net 'n terrible ou om mee saam te leef. Maar Carrie het radikaal tot bekering gekom, in die bediening ingegaan, baie vir sy pa gebid, maar later het sy pa radikaal tot bekering gekom. Hy sê, toe hy nou nog op skool was, en toe hy nog jonk was, en in die huis gebly het, hy sê, as iemand vir hom gesê het, hoorie, ek sien jou pa daar in die kroeg, en sy gesê het, ja, nee, ek sien dit ook, ek aanvaar dit is maar sy aard, dit is maar sy karakter. Hy sê, maar hy het later in sy lewe, hy regtig 'n radikale ontmoeting met die Here gehad. En hy het vir 'n hele klomp jare 'n radikale, rein en heilige, toegewyde pad saam met die Here gestap. Hy sê, maar as iemand daar by hom sou ingestap gekom het en gesê het, hoorie, maar ek sien jou pa sit alweer daar in 'n kroeg, sou Carrie net vir hom gesê het, maar ek kan nie sien dat my pa so iets sal doen nie. Ek kan nie sien dat my pa so sal optree nie. Ek kan nie sien dat my pa dat dit meer sy karakter en sy aard en sy gewoonte en sy karakter is nie. Ek kan nie sien dat hy dit doen nie. So nou is die vraag, kan jy sien dat God so iets sou doen? Kan jy sien, is dit in lyn met sy aard? En luister, soos wat jy hierdie woord lees en eet en oordink en bestudeer en memoriseer, you not only know and get to know God's laws and His will, you get to know His character. En soos wat jy sy karakter leer ken, you learn His ways, but you also learn His character, His heart. En baie keer moet jy vir jouself vra, maar hoorie, kan ek sien dat God so iets sou doen? Dat dit in lyn is met God se aard, met God se karakter. Kan jy sien dat God dit sou doen? Is dit in lyn met sy karakter? Johannes, het julle al hierdie gedeelte gelees wat sê, toe hy hom verweer het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die seun kan uit sy eie uit niks doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen die seun net so. Ons lees hierdie gedeelte en dan dink ons, okay, Jesus loop nou daar rond en hier's nou 'n verlamde man en dan sien hy daar in die hemel God genees 'n verlamde man. Ek sien God doen dit. En dan genees hy. Dis glad nie wat daar staan nie. Dis nie ek moet so deur die lewe gaan en as ek sien God doen dit, dan doen ek dit nie. Die Vader het dit nie fisies in die hemel gedoen nie. Dis die Vader se hart, dis die Vader se karakter. Dis deel in lyn met wie hy is. Eksodus 15 en Eksodus 23 sê hy is Jehovah Rapha. Hy is die God wat genees en hy openbaar homself so. En dis hoe Jesus die Vader leer ken het en hy het homself uitgesien dat die Vader sulke goeie sal doen. So dis nie, hoor julle wat ek sê, dis nie 'n fisiese sien nie. En omdat dit in lyn is met sy karakter, het Jesus dit gedoen en het hy so opgetree. Jakobus sê, elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. So alles wat goed is, waar is, opbouend is, positief is, dis in lyn met hoe die Vader 'n ding sou doen. Is dit in lyn met sy karakter? So daai vraag moet ek vir jou vra. So vra vir jouself, klink hierdie
klink hierdie soos die hart van Jesus? Is dit sy gedrag en is dit sy optrede? Weet jy, ek wil sommer net gou met julle ietsie deel. Klein bietjie van die punt af. Magda Jacobs, wat op 'n Woensdag, sy's nou een van daai rare spesies wat dit reg gekry het om vir 32 jaar met my vas te byt in die gemeente. En sy kom Woensdagoggende na die Bybelstudie toe, but I kid you not, die van julle wat saam met haar, die van julle wat daar is, sy het 'n vergrootglas, so groot soos hierdie Bybel. Hy is so groot soos 'n tablet. En dan het sy die grootste druk Bybel wat jy kan kry. Nee, sy het so 'n maase groot druk Bybel, en dan lees ons nou so 'n stukkie in die oggende, dan vat sy nou hierdie vergrootglas, en dan lees sy nou hierdie Bybel. En ek kyk haar so die 1 week, so 2 weke terug, ek sê nee, hoorie, laat ons vir jou bid. En ons vra gou vir 3 mense in die Bybelstudiegroep, ek het saam gebid, maar ek was nie die een wat hande opgelê het nie. En 3 in die groepie, bid vir haar, lê vir haar hande op. Verlede week stap sy daarin, net met 'n paar brille, sonder 'n vergrootglas. En sy lees haar Bybel. Hoe special is dit? Ongelooflik is dit. Dit was so spesiaal. Dan, die toets van wysheid. Nou, hier so bietjie van 'n paradoks wanneer dit kom in terme van as die Here met ons werk. Het julle agtergekom, ja, gelukkig is dit nie Eva se vyeblaar wat uitgeval het nie. Die toets van wysheid. Nou in die Bybel kry jy nou so half 2 uiteenlopende gedeeltes. Die Here kom en hy sê vir Joshua, hy sê, marseer 1 keer om die stad, die 7de dag marseer julle 7 keer om die stad, julle bly tjoep stil, en as julle die 7de keer om die stad gemarseer het, dan skree julle almal hardop, en ek is seker, toe Joshua met daai militêre strategie by sy generaals, en by die oudstes en by die leiers uitkom, het die ouens gedink, hy rook iets, maar hy moet sy brand verander, want hy rook sy kouse, hy hoor stemme, maar dit kan nie die Here wees nie. So, ek meen verstandelik, daar gaan goeders in jou lewe wees, wat partykeer die Here vir jou gaan sê, wat intellektueel verstandelik glad nie sin maak nie. Hier's Gideon, hy het 'n weermag van 32,000 en al die Ite, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Amalekiete, Moabiete, al die Ite val hulle aan. Daar's baie van hulle. Hy het 'n weermag van 32,000, die Here sê is te veel. Hulle maak dit minder as 10,000, dan begin jy al so maak. Die Here sê is nog te veel. En hulle het 'n toets daar by die water, anyway, daar bly 300 oor. Jy gaan maak nie oorlog met 300 ouetjies teen 'n paar 100,000 ouens nie. Maak nie sin nie. Maar dis wat die Here gesê het. So aan die een kant gaan daar partykeer goeders wees wat nie intellektueel sin gaan maak nie. Maar as 'n reël is daar wysheid. Kennis is om te weet, tamatie is 'n vrug. Wysheid is om dit nie in 'n vrugteslaai te sit nie. So wanneer jy die Here dien, is een van die dinge wat hy vir ons gee, is wysheid. En wanneer hy ons lei, sal dit gewoonlik 'n wyse ding wees om te doen. So, jy moet vir jouself vra, is hier 'n wyse ding om te doen? Tensy die Here soos Joshua vir jou gesê het, om 7 keer om die stad te marseer. Ek is mal oor hierdie vertaling van Spreuke 3, of die parafrase. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one that will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God, run from evil, and your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Honor God with everything you own. Give Him the first, the best, and your barns will burst. Your wine vats will brim over. But don't, dear friend, resent God's discipline. Maar daai eerste gedeelte, trust God from the bottom of your heart. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go.
He will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God, run from evil. So maar praat met hom oor die besluite wat jy moet maak. En dit sal as 'n reël sal dit wys wees. So die praktiese vraag is dit hemelse wysheid of is dit net menslike impuls wanneer jy 'n besluit moet maak? Dan om 'n goeie Afrikaans te gebruik, die toets van wise counsel. As jy die woord lees, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. So in die gemeente het ons 'n paar komitees of 'n paar strukture. Ek en Eloise kan nie left, right en center net geld uitgee soos wat ons dink nie. Daar's 'n finansiële komitee, hulle bestuur die finansies, hulle besluit saam. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek al 'n sterk opinie gehad oor 'n ding en gedink, kom ons doen dit op hierdie manier. En dan sit mense daar om die tafel en daar's 'n paar slim koppe om daai tafel met 'n paar oudjies met 'n paar breinselle wat werk en dan praat hulle. En dan wil ek kan nie vir julle sê oor die jare hoeveel kere het hulle gekom met beter voorstelle, beter planne of beter maniere om 'n ding te doen nie. En dan partykeer daar's baie kere wat hulle vir my en Eloise nee sê wat ek natuurlik nie van hou nie. Geniet dit nie. Wie van ons hou daarvan as mense vir jou nee sê? Jy weet, ons is soos kinders, ons wil daar op die vloer neerslat, jy weet. Sal nou maar nie die Afrikaans gebruik vir 'n tantrum nie. Maar dan wil ons daar op die vloer 'n tantrum gooi. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ons al by 'n kerkraad gesit en dan het ek 'n baie sterk opinie, 'n baie sterk standpunt oor 'n ding en ek dink kom ons gaan in hierdie rigting, kom ons doen hierdie ding en dan praat ons 'n bietjie om die tafel en dan's daar ander idees en dan besluit hulle nie wat ek wil hier van hou nie en dan wil ek 'n tantrum gooi en ek hou nie daarvan nie, maar dan later as ek terugkyk dan sien ek dis dalk 'n beter besluit. Dit was nie dalk, baie keer is dit die beter besluit. So plans fail for lack of counsel. So dis belangrik dat ons counsel sal kry. So dit is belangrik, die groot besluite wat jy moet maak in jou lewe. Wat sê Godvreesende, geestelike, volwasse mense hieroor? Dit is belangrik dat jy dit partykeer net 'n klankbord het. Anders te doen hou stupid goed en onnoosel goed en jy voeter in 'n rigting en dan as jy later net vir die Here kwaad as jy 'n verkeerde besluit gemaak het. En dan hierdie ene, ek mal oor hierdie een. Ek hou regtig baie van hierdie een. Die toets van jou menswees. Thys, is jy nou kwaad vir my? Ek trek nou net jou siel uit. Nou gaan niemand opstaan om te gaan piepie nie. Ekskuus. Hoorie, ek is nie handig met my hande nie. Die Here gaan my nie roep om Timbuktu toe te gaan om onder 'n klomp motorwerktuigkundiges daar te gaan werk. Want ek is, dis lekker lag Eloise nou. Dis nie wie ek is nie. En hoekom dink ons, die Here gaan van jou verwag, iets wat nie in lyn met jou menswees, met jou aard, jou persoonlikheid, jou karakter, jou ondervinding, jou verlede, die belewennisse wat jy gehad het, die netwerke wat jy het, jou passies, jou belangstellings, jou gawes, jou geestesgawes. Discover, as jy jou gawes, when you discover your gifts, you will discover your design. And your destiny. Discover your design and you discover your destiny. Iets wat ons doen in die growth track, fast track, is ons kyk 'n bietjie na jou geestesgawes. En wanneer jy daai geestesgawes ontdek, aanvanklik lyk dit 'n bietjie vreemd, maar soos wat jy hulle ontwikkel, you discover your destiny, waarvoor die Here jou wil gebruik. So, baie keer is hierdie in lyn met my menswees, met wie ek is. En hoe hy my aan mekaar gesit het, en hoe hy my geskep het. En ek het sekere ervarings, en sekere ondervindings, en sekere belewennisse, en sekere kennis. En die Here gebruik dit in omstandighede. Ons hoef nie te worry dat hy een of ander weird and wonderful ding van my gaan verwag nie. You created me in my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw
unformed body. All the days ordained before me were written in your book before one of them came to be. So, die Here weet hoe hy aan mekaar gesit het. Hy sê vir Jeremia, before you were formed, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Sê Jeremia 1 vers 5. Die Here weet wie ek is. Hy weet hoe hy my aan mekaar gesit het. So is dit in lyn met my passies, my roeping, my gawes, my talente. So in lyn daarvan, is dit in lyn met wie jy is. En dan die laaste ene. Luister, ek het verlede week vir julle daai storie vertel van die ou wat ek langs die snelweg opgelaai het. Moses 7 vers 7 gaan nie vir jou sê stop en laai die ou oom langs die snelweg op nie. Jy gaan dit nie in die Bybel raak lees nie. Jy gaan dit nie daar sien nie, jy gaan dit nie daar kry nie. So die vraag wat jy vir jouself moet vra is, baie keer, jy weet, moet ek die werk vat by Sasol of moet ek die werk vat by Netbank? Jy weet, of hoe dit staan nie in die Bybel nie. Maar Jesus is die prins van vrede. En baie keer hoor jy nie 'n duidelike antwoord nie, maar baie keer het jy net vrede, 'n bonatuurlike vrede in jou gemoed, dat hierdie is die pad, loop hier langs. Jesaja 30:21 sê die woord so mooi, as jy links of regs afwyk, sal jy 'n stem agter jou hoor wat sê, hier is die pad, loop hier langs. Psalm 32:8 sê, ek wil jou leer en onderrig oor watter pad jy moet stap. En ek moet met die Here praat oor my besluit. Hy wil graag hê dat ek in gesprek met hom sal tree daaroor. Maar partykeer het ek nie 'n duidelike teks nie. Partykeer is al hierdie ander toetse nie daar nie, maar partykeer het ek net vrede. En dan kan ek weet dat dit is wat die Here wil hê ek moet doen. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. You will keep them in perfect peace. Hy is die prins van vrede. Een van die verklaringe wat ons gemaak het aan die begin, 3 Johannes 2, I pray that you may prosper, be in good health, even as your soul prospers. When your soul prospers, het jy vreugde, het jy vrede in jou gemoed. En dan weet jy, dis een van die maniere waarop die Here jou lei. So, die toets van die Bybel, die toets van God se karakter, die toets van wysheid, die toets van goddelike vriende, die toets van jou menswees en die toets van vrede. En ekskuus, ek het nou nie bedoel om vir Dani nou te nak nie, maar dit is in terme van die topic die onderwerp waar ons praat, is dit 'n goeie voorbeeld van iemand wat opreg was, opreg geglo het dat hy die Here se stem gehoor het, maar opreg verkeerd was. En daarom het ons nodig, want partykeer is dit hierdie sagte stem, dis hierdie impressions, maar ek moet dit toets. Toets aan die woord, toets aan sy karakter en toets aan goddelike vriende. So, onthou, die eerste ding wat ek hoor, is gewoonlik die Here. Die tweede ding wat ek hoor, dan het ek gewoonlik, dan het my sielsdimensie begin inskop. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U die woord is. Dankie dat U praat. Dankie dat 'n verhouding met U impliseer om U stem te hoor. En Here, help vir ons het almal in hierdie kerk, het ons vir mekaar gesê, ons wil leer om U stem beter te hoor, ons wil groei daarin. En Here, leer vir ons, help vir ons almal om U stem beter te hoor. En Here, help vir ons om dit as ons hierdie indrukke kry, as ons hierdie impressions kry, as ons hierdie sagte stem hoor wat met ons praat. Here, help vir ons om dit te toets aan vrede, aan my menswees, aan U karakter. Help vir ons om dit te toets aan U woord. Help vir ons om dit te toets aan aan wise counsel, Vader. Here, wil U tog gee dat ons nie net 'n ding hoor en opreg verkeerd is en opreg weghardloop met 'n ding nie. Help vir ons om dit te toets aan U woord.